Hallo en welkom hier so by Farm Spice. Is jy op soek na ordentlike sterk pekanneutbome? Jy weet, daai wat jy sommer net in die grond sit en dan vat hulle. Ek sien by Molipoe Pekans vandag, gesels met Lardus. Hy gaan ons meer vertel van hierdie root control potte en hoe daai pekanneutbome werk. Jy weet, as jy daai goed het wat jy dalk moet inplant nog, of jy is besig om 'n nuwe boer te vestig, dan soek jy 'n ding wat vinnig uit die blokke uit is. So, kom ons luister. Hoe lyk dit, Choppie? Nee wat, doodstil jy? Nee, goed, dankie man. Jy was lanklaas hier by ons. Ek was lanklaas hier by jou gewees. Het is goed om te sê jy is nog besig. Nee, ons try. Elke dag is daar nuwe uitdagings, maar ons face hulle. Is al wat belangrik is, nê? Nee. Ja, Okay, so, verduidelik my gou weer hierdie hele root control pot besigheid. Net vinnig voor ons by hierdie ding kom, nê, voordat jy hom nou oopmaak. Verduidelik my, hoekom het jy hierdie rigting gegaan in jou kwekery van hierdie potte? Wat was jou hoofbenadering rondom dit gewees? Choppie, aanvanklik het ons beetroot bome gedoen en alhoewel 'n beetrootboom lekker groot en sterk is, het ons besluit ons moet 'n ander plan maak want in die uithaalproses om die bome te skuif na die kliënte toe, kry die wortels baie seer, sit die boom terug. En ons het gesoek en die sakke was 'n opsie gewees, maar ons het nie die sakroete gevat nie, oordat jou wortels onder in jou sak kan draai. Ja. En dan moet jy in elk geval van die wortels begin afsny om die boom in die regte rigting te kry. Ja, want dan kry jy daai wat hy so spiraal besigheid Yes. maak. So jy kry net so 'n stuk wortelmassa daar en dan is hy nou nog lus om in die gat verder te loop draai, nee. Yes. So ons het toe nou na lank gesoek het ons op die root control pots afgekom en ons het gesien dit is die rigting waarna ons wil gaan, want dit gaan vir die ou gel, is dit 'n kleiner boom, dit gaan oor jou wortelstelsel waarmee jy begin. As jy met 'n goeie wortelstelsel begin, help dit nie jy plant 'n baie dik boom en jy het nie wortels nie. So met 'n kleiner boom, meer wortels, het jy vinniger wegspring. Okay, so verduidelik my gou hierso. Hierso het ons dan 'n boom in die pot. Verduidelik my dan gou hier, hoe lyk die ding? Right out, Choppie, hoe die pot werk is, hy skroef met 3 skroewe, of as hy begin moeilikheid maak, sit ons hom sommer met 'n cable tie vas. Ja. So die dag as jy bome uithaal, dan sit basies jy skroef hom los. Jy maak hom oop en jy haal die deksel onderaf en jy skuif alles binne in 'n plantsak in. Yes. So ek doen dit fisies die dag voor die boom moet gelaai word. So jy het min steuring in die wortels. Ons vat Dis die ook nie sak. daai ding wat jy nou nodig het om, kyk, hulle begin mos met die bare roots, begin jy op 'n punt uithaal. Ja. Nee. En dan moet jy die goed nou in gel loop sit en al daai tipe van dinge en so voorts. En ja, volgens my, ek like nie daai gel besigheid nie. Ons kan hom my sê wat hulle is. Dis niks om hom te vervoer en dit na jou toe en in die goedes te plant as jy dit klaar oor doen nie. Maar ek meen jy kan hom nie vir 2-3 weke in daai besigheid sit nie. Nee, jy kan glad nie, want hoe langer jy hom uithou, hoe swakker raak jou kans vir vat. So basies wat ons dan nou doen is, jy skuif die sak oor, ek bind hom styf vas, so jou wortels bly in jou grond bly bymekaar. En kyk, as ek reg as ek sê hierdie dinge dan 'n gaatjies hierson, hè. Yes. So die oomblik as daai wortel uitkom, dan hou hy op met groei Yes. So orals kan jy sien sit die fyn wortels op die kante. En hulle is nie gedraai nie, want hulle gaan alles na die punte toe. So ek gaan vir jou try hier mooi afhaal. Maar hier kan jy klaar sien die wortelmassas, fyn hare worteltjies, al daai goede. wat saam met jou gaan. En kyk, wat nou nice is, jy vat nou eintlik die boom se padkos nou sommer saam, nê. Nee. Die lekker is, gewoonlik by my is hy klaar bemest teen daai tyd. So hier kan jy oral sien. Hy's klaar bemest teen daai tyd. Jy sit hom in en jy's vir 'n maand of 2 is jy klaar reg, wat jy nie hoef te sukkel met bemesting of enige iets met die bome nie. Nou, kyk, teenoor 'n gewone beetroot, nê, want jy sny nou 'n beetroot, sny jy nou af hier aan die onderkant en hy het geen haarwortels as jy hom basies insit. Jy sê kyk daai mooi haarwortels daar. Nou kan jy hulle mooi sien daar, so lyk hy. Ja. Want kyk, hy gaan baie vinniger voeding en al die goedes opvat, nê. Nee. Jou wateropneembaarheid, voedingopneembaarheid is van die begin af beter. Dis hoekom die boom se vatpersentasie baie beter is. En as jou vatpersentasie beter is, het jy nie 'n sukkel in jou boorde nie. Alles is meer egalig.
en jou boorde lyk beter en presteer beter. En die feit dat hy nie daai aanvanklike stres het nie, wen ek nie ook 'n jaar weer op tyd tot die goeders in produksie kom nie. Jy wen verseker op jou endtyd, wen jy verseker tyd. Want jy het nie soos met 'n beerhoed wat jy 'n jaar of 2 wat die boom stagneer en net wortels vestig nie. Hy begin en dadelik vind hy sy voete en hy gaan aan. Nou, okay, julle doen hierdie nou al vir 'n paar jaar. Wat is jou terugvoering van die kliënte waar hulle die bome geplant het? Terugvoering is goed, maar die belangrikste is die kliënte moet na die boom kyk. Ja, Solank as wat hulle sorg dat die boom water het, sorg dat die termiete uit die land uit bly en sorg dat jou voedingsreg is, doen die bome bitter goed. Maar as jy hom gaan plant en jy los hom, dan gaan jou sukses nie goed wees nie, met enige boom. en op daai punt, nee, as ek 'n boom gaan plant, nou ja, ek weet wat my persoonlike ervaring is rondom waterkarre en dammetjies en daai goeders maak. Ja, ek stem Glad saam nie. met jou, skud jou kop en kry Glad klaar. nie. Ek sê altyd, jy moet, eerste ding is, plant die regte boom. Tweede ding is, sorg dat jou besproeiing klaar in plek is en jou lande ordentlik gewerk is. As jy nie daai kan doen nie, dan plant jy hom nie. Ja, die beste raad, voorbereiding wat ek al gesien het by 'n sekere boer was, hy het fisies voor die tyd gaan, totale grondontleding gevat, alle grondregstellings klaar gedoen, gronde algeheel gerip, nie net op die lyn nie, so rip algeheel en rip so diep as wat jy kan, wat jou grond toelaat. Sit klaar jou besproeiing in en dan plant jy die boom. Dan het jy 'n baie goeie kans op goeie sukses. Want op die einde van die dag, jy kyk na kom ons wees nou realisties, jy kyk na 'n 12 jaar belegging voordat jy gelyk breek as alles goed gaan. Dis presies, en as jy verkeerd wegspring, dan begin die 12 jaar belegging vir jou verkeerd. Want dan op die ou einde van die dag, dan kom jy na 12 jaar agter, maar my boord presteer nie soos my buurman of my buurman oorkant nie. Nie oor dat ons grond verskil nie, maar oor dat ek nie alles gedoen het wat ek moes doen nie. Uitstekend. Laardus, dankie baie. Daar sê dankie. Right, so as jy vinnig uit die blokke uit wil kom, kry vir jou root control, bome by Molipoop pekans. Okay, so hulle is al 'n hele paar jaar besig met hierdie storie, met goeie sukses ensovoorts. Linkie bo of hieronder, as jy met hulle in kontak wil kom. Kyk uit, nog 'n paar video's wat kom, so 'n bietjie kultivars, al daai lekker nommers praat. En ja, kry jy iets wat uit die blokke uitkom. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.